Hallo en welkom. My naam is Amike. Ek is 'n verpleegsuster wat my eie pad stap met PTSD. Hierdie is 'n plek waar ons dit gemaklik maak om oor die ongemaklike goed te praat. Waar eerlike gesprekke op tyd kry. Want soos koffie is die lewe nie altyd soet nie. Soms is dit bitter. Hier deel ons daai stories. So kom sit saam met ons, luister en voel. En dalk, net dalk, voel jy is nie alleen nie. Welkom by My Storie Met. Diep in my stilte hoor ek jou naam. Tussen die skeure waar my vrese slaap. As alles breek en al my kragte gaan, staan nog jy, staan nog saam. So Shariska, baie dankie dat jy jou storie deel vandag. Ek dink daar's verskriklike baie tieners wat deur dieselfde pad stap en ek's baie dankbaar dat jy 'n stem is daar buite vir hulle. En ek dink hulle aanmoedig en help deur die pad wat hulle stap om vir hulle te wys dat hulle nie alleen is nie. Ja, ag dankie. Ja nee, ek weet ek het 'n bietjie alleen gevoel toe ek op daai ouderdom was en in die situasie was wat ek was. So ek is bly as ek 'n stem kan wees vir ander jong meisies daar buite. Sure, pas wonderlik. Vertel my 'n bietjie van jou kinderlewe. Hoe was jou kinderlewe gewees? Dit was 'n lekker deurmekaar storie gewees. Regtig? Ja, nee. So ek en my sussie, ons het eers groot geword sonder 'n pa. Ek het my eie pa, sy het haar eie pa. So toe ek 5 jaar oud was, toe ontmoet my ma 'n man en toe is hy nou ons stiefpa. Maar soos wat ek groot geword het, soos ons het nie die regte manlike voorbeelde gehad nie. So ek het maar deur die jare bietjie rebels geraak en heeltemal van die pad af gegaan. Ek het van 3 jaar af, 3 tot 13 was ek deur seksuele mishandeling gewees. So dit alles het my gevorm om te wees wie ek was. Soos ek het regtig my waarde verloor soos ek groot geword het. Maar ek het nog steeds ook baie goeie herinneringe wat my ma soos regtig baie gedoen het vir ons kinders maar ja, dit is maar my kinderlewe. Moeilike lewe. Ja, nee, baie inkleurwerk wat daar kan ingaan. Ja. Soos ek weet nie eens waar om te begin om te praat daaroor nie. Maar ons ek het 4 sissies en dan 'n boetie, maar ek sal sê ons is nog ons goed waar ons nou is. Okay, dis goed. Maar dit het 'n tydperk gevat om daar te kom. Yes. Sure. Ja. Hoe belangrik dink jy is 'n pa-figuur nie net in 'n kind se lewe nie, maar in 'n tiener se lewe spesifiek? Ja, Hoe belangrik is daai pa-figuur? Regtig belangrik. Ek het al gaan oplees, statistieke wys dat veral meisiekinders wat sonder pa's groot word, die kans dat hulle as tiener swanger word is eintlik so groot. So dit maak sin vir my en ook met die manlike voorbeelde wat ek in my lewe gehad het. So dit alles het net gelei tot daar waar ek opgeëindig het om as 'n tiener swanger te word. Maar ja, 'n pa is so belangrik ook as jy 'n tiener is. Soos my depressie, ek het depressie gehad en dit alles het gekom van ek wat die hele tyd vir myself gesê het, ja, my pa wou my nie gehad het nie, maar gelukkig het ek my pa ontmoet toe ek 10 jaar oud was, my regte pa. So dit is daar waar ek gesien het hoe 'n verhouding tussen 'n man en vrou moet lyk. So vir die eerste keer op 10. Ja, ek glo vas dit is hoekom ek vandag die man het wat ek het, want op 10 jaar oud toe bid ek en vra ek wil ook so 'n man hê soos my pa. So gelukkig het ek hom ontmoet. So Ag, dis wonderlik. Ja. Vertel my 'n klein bietjie van die pa-figuur wat jy gehad het. Jy sê dit was glad nie 'n pa-figuur gewees nie. Verduidelik 'n bietjie meer daarvan. So hy was een van die wat my deur die hele seksuele mishandeling gesit het tot op 13.
Ja, so toe hy in die prentjie gekom het, toe alles het net sommer dieselfde aand wat hy my ma gevra het om te trou, ek onthou dit nog so goed. Toe het ons in die bed gaan lê saam met hulle en hulle het vir ons gesê ons het groot nuus om vir julle te vertel. En daar was sommer die eerste aand, sommer toe sy cool deur die kerk. Maar hy was baie abusive geweest teenoor my ma. Mentally, physically, hy het my ma geslaan. So dit is waarmee ons groot geword het. Ons het groot geword met waar hy my ma verwrig het en teen die muur vasgedruk het en hy het so baie gedrink. So dit was hoe ons kinders groot geword het. Ons het gevoel, wow, maar dit is seker normaal. En is die teenoorgestelde. Wat het deur jou kop gegaan? Daai aand wat hy jou ma gevra het om te trou en hierso gebeur dit met jou? Wat gaan deur jou kop? Ek dink my hele lyf het net in skok gegaan want obviously jy besef nie eintlik presies wat gebeur nie. Alhoewel toe ek 3 jaar oud was dit toe dit die eerste keer gebeur het met 'n 14-jarige seun en toe ek weer 4 jaar oud was. So ek het klaar die groter prentjie gehad van hoorie soos hierdie voel nie reg nie. En toe hy dit nou ook doen, naderhand het ek begin dink dit is normaal. So dit het glad nie lekker gevoel nie. Ek onthou ek het nou nog net daar gelê en my hart het so vinnig geklop en ek het begin skuldig gevoel of ek iets verkeerd doen. Dis so hartseer. Ek is so jammer dat jy deur dit moes gaan. Ag, dankie. Ja, nee, soos nou ek is okay. Ek het regtig heeltemal genees daardeur. Die Here het my regtig 100% genees daardeur. Maar daar is nog steeds kinders wat daardeur gaan en elke dag my hart breek vir kinders wat nog steeds in dieselfde situasie sit, want ek weet hoe dit vir hulle voel alleen. Het jy enigstens met iemand gepraat toe dit gebeur het? Ek dink dit is so belangrik om vir iemand te vertel, dit het gebeur. Het jy iemand gehad wat jy mee kon praat? My ma het altyd vir ons gevra, soos, sy het vir ons gesê, niemand mag vat waar hulle nie moet vat nie, en ek het net nooit gesê nie, tot die dag, ek was graad 3 gewees, toe by my ma dorp toe gaan, toe vra ek vir my ma, kan ek asseblief saam gaan, toe sê sy nee, sy wil net eers alleen dorp toe gaan, want toe het ek geweet, ek gaan saam met hom alleen by die huis moes bly, en toe gaan sy dorp toe, en toe sy terugkom, toe vra sy vir my die middag, luister hierso, soos, vat hy waar hy nie moet vat nie, en dit is toe ek vir nou die hele storie vertel. En ongelukkig in daai tyd het ons in 'n karavaanpark gebly, so my ma het 4 kinders gehad, en hy was die provider gewees, so hy het gesorg dat my ma dak oor haar kop het, so my ma het toe vir hom gesê, luister, jy mag nie dit doen nie, jy weet hoe ek voel daaroor, want my ma is ook daardeur as kind. So het sy gedink hy het opgehou, maar hy het nie opgehou nie, hy het nog steeds aangegaan. So ek het 'n paar keer nog vir my ma gesê elke keer en toe naderhand het dit net vir my gevoel of sy nie luister nie, maar as ek nou terugkyk daarna, ek verstaan, so sy het op daai oomblik nie 'n keuse gehad nie. Maar ja, dit soos as ek nou in daai situasie moet wees met my kinders, soos ek sal dit heeltemal anders doen, maar ek glo my ma het definitief gedoen die beste wat sy kon op daai stadium. Het jy haar vergewe dat sy by hom gebly het en dat sy half amper, ek wil amper sê hom gekies het? Ek verstaan jy sê sy het nie 'n ander keuse gehad nie en ek kan nie oordeel nie want ek was nog nie in 'n posisie dat dit gebeur het, dat jy het 4 kinders wat jy na moet kyk en jou man het die inkomste wat hy inbring, maar om te weet jou kind gaan deur dit en nog steeds nie uit te loop nie, ek sukkel om dit te sluk. Dit was een van die goed wat my die meeste kwaad en ek sal sê depressie en woede gegee het, want ek het dit baie lank teen haar gehou en ons het vir lank glad nie daaroor gepraat nie, toe sy hom nou uiteindelik gelos het, wat ons toe nou nie daaroor gepraat het nie. Jo, ek was 13, toe word ek die aand wakker, toe wil hy na my sussie toe gaan, toe sê hy vir my sussie, as jy dieselfde verhouding wil hê as ek en jou sussie, moet jy ook vir my gunsies doen. En daai volgende oggend toe sê ek vir my ma, luister, as jy nie nou iets daaromtrent gaan doen nie, gaan ek polisiestasie toe gaan en ek gaan die polisie sê. En al hoekom ek dit nooit gedoen het nie, is omdat hy het altyd vir my gesê, omdat my ma geweet het daarvan, gaan sy ook toegesluit word. En ek wou dit nie hê nie. Maar toe ek sien hy wil na my sussie toe gaan, toe sê ek net soos, ek worry nie nou wie tronk toe gaan nie, maar hy sal nie na my sussie toe gaan nie.
En dit is toe 'n paar dae daarna toe pak ons goed op, toe trek ons Rustenburg toe. Sjoe. So ja, toe graad 7, middelgraad 7 toe trek ons Rustenburg toe. Sjoe. En Ja. hoe was dit toe gewees? Want natuurlik nou sit jy met 'n emosionele ma. Want sy het ook nou nie inkomste nie. Ek weet nie, het sy toe gewerk of hoe was daai amper transition gewees van ons het half hierdie familie, al is dit 'n gebroke familie, na okay, ons is nou alleen, ma's emosioneel. Wat se impak het dit op jou gehad? Toe ons het Rustenburg toe getrek, toe het ons by my ouma kom bly. So gelukkig het hulle toe vir haar werk gereël, toe het sy as 'n waitress gewerk. Okay. En daar het toe het die siklus begin met kuier. So my ma was op 'n plek waar sy nog waardig moes probeer voel en sy het begin kuier. En in graad 7 Augustus maand toe vra sy vir my, wil ek nie 'n Coke saam met haar ook gaan drink by die bar, by die plek waar sy gewerk het nie. En ek was soos, ja nee, is reg. En dit is toe waar my kuiery ook begin het. So ek het ook probeer ontsnap van alles wat nou gebeur het deur te begin kuier en drink en Was 'n ek het pleister. aandag gekry. Ja, ek het aandag gekry in kuierplekke en soveel mans het omgegee oor my. Dit is hoe ek gevoel het en ek het gevoel, maar nou hier het ek beheer oor wat die man doen, want ek kan sê nee en jy weet, soos ek is 13 jaar die oud. beheer, you have the power Ja. now. Yes, Ja. 13 jaar oud en ja, dit is mos wat mans wil hê, iemand wat Ja. jonk en Ja. mooi en gewillig Ja. is. So Sure. ja, dit was maar 'n rowwe tyd vir ons ook gewees, maar nog Baie. steeds. Ja. En so toe jy nou 13 jaar oud was en jy kuier en wat was jou verhouding met seks gewees? Was dit ek haat dit, ek wil dit nooit ooit weer hê nie? Wat was jou gevoel teenoor dit gewees as gevolg van wat met jou gebeur het? Maar ek het gevoel dit is wat liefde beteken. Liefde is seks. So as jy wil wys jy is lief vir iemand, dan gee vir die man wat hy wil hê. So ek het daai sleutel gehad. Ek kon dit beheer. So ek het myself ingewurm in verhoudings in, want jy weet ek kan gee wat die vrou dalk nie wil gee nie, want ek het groot geword met hoe my ma verneek was oor en oor. So ek het al hierdie goed gesien en dit is wat ek gesien het, soos ek kan doen met dit net wat ek wil. So dit is ook waar my pornografieverslawing ingekom het, want my stiefpa het my ook blootgestel daaraan van 'n jong ouderdom af. En obviously die goed wat jy daarop sien is ook net sulke slegte voorbeelde. So ek het ook dit gehad as voorbeeld. Sure. So al hierdie voorbeelde was jy was amper half besig of in die proses om half hierdie siklus wat jou ma as 'n voorbeeld gehad het vir julle om dit half te repeat amper. Jy was amper jy was besig om daai siklus net weer te herhaal. Yes, ja. Oh. Ja. En ek wou glad nie dieselfde storie hê, moes dieselfde weer wees nie, want my ouma het jonk swanger geword. Sy was 14 toe sy swanger word met my ma. My ma was 18 toe sy swanger word met my. En so my brein was nie by soos okay, ek wil ook jonk swanger raak nie, maar nog steeds op daai ouderdom jy dink nie reguit nie. Ja. Dink jy dit sou anders gewees het vir jou as jy dalk 'n pa figuur gehad het, want jy sê jou pa was toe daar toe jy nou 10 jaar oud was. Wat se invloed het hy toe gehad in jou lewe toe jy nou 10 is en jy nou bietjie ouer raak en jy hom sien? Het dit enigstens 'n verskil gemaak toe hy nou in die prentjie inkom? Wel, ek voel dit sou definitief 'n groter verskil gemaak het as hy heeltyd daar was. Ja. So ek het hom net skoolvakansies gesien en dit is waar ek die goeie voorbeeld gehad het, maar ek was nie lank genoeg daar dat hy soos dissipline moet toepas of moes kwaai wees. Dit was of altyd net ernstige- lekker. Ja, die ernstige toppies moet hê nie. So Ja. dit was net lekker om te gaan kuier vakansies en dan wanneer ek terug gaan huis toe, dan is so ek het daarom 'n goeie voorbeeld gekry wanneer ek by my pa en my stiefma gaan kuier het. Hulle is die wonderlikste mense. Maar wanneer ek by die huis was, dit is waar 90% van my hele lewe was by die huis. Maar ek glo die bietjie wat ek gesien het by my paale het
ook 'n verskil gemaak in hoe ek vandag is. Dis wonderlik. Het jy jou pa ooit vertel wat gebeur het? Nee, maar hulle het uitgevind hoe ouer ek geword het en ek dit op sosiale media begin deel het. Eers dan. So, yes, dit is toe Wow. hulle uitgevind het en my stiefma het vir my gesê, na die tyd ons nou gepraat het daaroor, toe sê sy vir my, as ek vir haar daai tyd gesê het wat gebeur het, dan sê sy my 100% nie teruggestuur het huis toe nie. Sure. So sy was maar altyd die go-getter. Sy het gesorg dat ek skoolvakansies kom kuier en al daai goed. So baie keer as ek nou daaraan terugdink, dan dink ek, ag Chariska, hoekom het jy haar nie net gesê nie? Maar dan ook sou ek daar wou bly want by my ma is my sissies en ek was ons was maar almal baie close. So ek wou nou nie toegelaat het dat hy dieselfde met hulle doen nie, want ek was skoolvakansies bekommer dat my sissies hulle gaan deurloop as ek nie daar is vir Want jy sy was half die plesier. beskermer, jy was half die een wat hulle kon beskerm en jy kon half beheer nog het of sien wat gebeur. As jy nie daar is nie, weet jy nie wat gaan gebeur nie. Ja, nee, absoluut, definitief. Baie keer dan, as ons in die moeilikheid gekom het oor onnodige simpel goed, dan sal hy vir ons die grootste pak slaag gee of 'n straf gee. En dan voor die tyd as ons nou weet, okay, hierso kom nou weer 'n groot pak slaag, dan sal hy my eenkant toe roep en vir my sê, luister, as jy vir my gou in die badkamer gaan wag, dan sal ek nie meer vir julle pak slaag gee nie, dan weet ek, okay, wel, hier gaan ek nou maar alweer. So, ek het probeer om my sissies hulle te beskerm van sulke goed ook. So, dis toe ek gesien het, soos jy gebruik jou lyf vir gunsies. Ja, en dit is die boodskap wat jy gekry het, die boodskap wat jy jou hele lewe gekry het. My lyf word gebruik as 'n wapen om te kry of om te doen wat ek wil hê jy moet doen of as vir iemand anders en dis nie jou skuld nie. Dis 100% nie jou skuld nie, want dit is die boodskap wat jy van 'n 3-jarige ouderdom gekry het. En dis ongelooflik hartseer. Ja. Dankie. Ja, nee, ek stem saam. Het jy hom ooit vergewe? Dink jy jy het nodig gehad om hom te vergewe of hoe het jy hom? Ek het definitief nodig gehad om hom te vergewe. Ek het deur die jare het ek gedink, okay, ek vergewe hom en dan gebeur daar weer 'n trigger en ek weer kwaad vir hom. Maar ek het hom definitief vergewe. Ek het my ma ook 100% vergewe. Ek sal sê ek was die meeste kwaad vir my ma omdat sy nie opgestaan het vir my nie. So dit was die grootste vergifnis battle wat ek vir myself gehad het, maar ons het daaroor gepraat en ek het vir haar gesê ek het haar vergewe en sy het haarself vergewe want sy het ook maar verwyte gehad. En ek het hom ook vergewe. So my jonger sussie het deur presies dieselfde deurgegaan waardeur ek gegaan het. En ons het dit ook eers jare na die tyd uitgevind. So ek sal sê dit is moeiliker om hom te vergewe toe ek uitvind soos Marie dit met haar ook gedoen as vir myself. Soos ek voel ek is fine, ek is okay, maar dit maak net 'n mens soveel meer kwaad as jy uitvind die een vir wie jy so lief is het ook daardeur gegaan. Maar ek het hom klaar vergewe daarvoor. Wow. En hoe het jy vergifnis gekry? Hoe vind mens daai plek van vergifnis as iemand so iets aan jou doen? Definitief kry my pad saam met die Here. Die Here het regtig die grootste verskil gemaak. So ek het my hart vir die Here gegee 14 Maart 2021 en dit is toe waar my journey begin het om deur vergifnis te werk. Want soos wat ek altyd vir my seun sê, wanneer jy iemand moet vergewe, dit is soos 'n tas wat jy op jou rug dra en elke keer as jy daai kwaad en woede vashou, dis klippe wat in die sak is en jy dra dit en dit raak swaar vir jou. Maar die oomblik wanneer jy vergewe, dit beteken nie jy sê dit wat daai persoon gedoen het is reg nie. Dit beteken net soos jy het vrede in jou hart en jy weet die Here sal laat sy wil geskied en dit is maar net waar my vergifnis journey begin het. En vergifnis is nie once and done nie. Jy moet 'n paar keer daardeur gaan en jy moet oor en oor vergewe totdat jy eventually voel as jy hierdie persoon nou in die mol gaan raakloop, dan gaan jy okay wees. Jy hoef nie al die klippe is uit. Nee, ja, jy het vrede in jou hart. Jy het nie meer kwaad nie want dit is 'n las op jou skouers en dit maak jou bitter as jy gaan vashou daaraan. Sjoe, dis so mooi. Ek's mal oor
die klippe wat jy dra in jou tasie, dit is so mooi gesê en gestel, dis regtig vergifnis, dit is regtig, Ja. dit maak mens bitter, want dit is so moeilik om te dra en is swaar om te dra, maar dit is ook nie maklik om daai klippe uit te haal nie, dit is ook nie maklik om te sê, maar ek moet ook vir myself jou laat gaan nie, dit is ook baie, baie moeilik, dit is nie maklik nie. Dit is dit Sure. is so waar. So toe is jy nou 13 jaar oud en jy is in die kuierplekke saam met jou ma, jy kry aandag van mans af. Vertel my 'n bietjie verder van dit. Ja, so ek het elke keer as ek verjaar in die kuierplekke, dan word ek 18. So ek het 'n paar keer 18 geword in die kuierplekke. So baie keer waartoe ek nou gaan is my oudste seun is nou die ouderdom wat ek was toe Sure. ek begin rondkuier het en dit laat my oë net ekstra oop gaan Ja. vir hoe jonk en onskuldig ek eintlik nog was. Ja. So ja, nee, ek het baie gekuier en partykeer het ek nie eers geweet wanneer ons eksamens skryf by die skool nie, dan sal ek nog lekker vol die alkohol by die skool aankom en dan sal ek my vriende vra, luister, hoorie, wat skryf ons vandag? So ek het nie Ja. veel ge-worry oor wat in skool aangaan nie. Ek wou net kuier. Deur die dag was ek hierdie stil, teruggetrokke meisie, want ek het net gevoel ek kry nie die aandag by die skool wat ek in die aande in die kuierplekke by mans kry nie. So ek wou glad nie uitgehang het met seuns my ouderdom nie. Ek wou kuier met mans, ouer mans. So ek het kuier so geniet. Naweke was kuieraande, Woensdae, Donderdae, Vrydae. Dit was vir my en my ma nogals 'n bonding tyd gewees. So dit is iets wat ons saam gedoen het. So dit het dit was ons bonding tyd. Sure. En as jy nou, jy sê jy kyk nou na jou seentjie en hy is amper die ouderdom wat jy was, wat 'n gevoel sou jy hê om nou saam met hom in 'n kuierplek te gaan sit en om te dink dat hy aandag sou soek by vrouens byvoorbeeld? Hoe sou dit jou laat voel? Ja, my brein wil nie eers soontoe gaan nie. Ek wil So ek is so bly, hy is glad nie eers gepla oor meisies op sy ouderdom nie. So hulle is nog jakkie. Ja, nee. So daar voel ek klaar is 'n bietjie van 'n wen vir my. Soos net vir my gemoed, dis net vir myself om te sê soos Shariska, jy doen iets reg. Ja, definitief. So maar om te dink dat ek kan nie eers myself indink dat hy in so 'n situasie moet wees nie. Ek is soos 'n regte mama bear. Ek wil hulle net veilig hou, soos ek doen nie eers sleepovers nie. Soos ek sal nie sê ek is paranoid nie, maar ek weet die wêreld is nie so mooi daar buite nie. So ek probeer hulle beskerm so ver soos ek kan. Ek weet soos hulle hou glad nie daarvan nie, maar eendag sal ek vir hulle die groter prentjie kan verduidelik. Maar vir nou is ek maar hierdie mama bear wat ons en dis okay, want hulle sal besef, soos wat jy sê, hulle sal besef dit was om hulle te beskerm en eendag kan hulle jou storie hoor en dan sal hulle ook verstaan hoekom jy dit gedoen het. Dis wonderlik. Ja. Voel jy dat dit is nou dat jy ook 'n ma is en jy die voorbeeld van wat jy gehad het as 'n ma, voel jy enige verwyte teenoor haar as gevolg van wat jy moes deurgegaan het, wat jou suster moes deurgegaan het, omdat jy nou 'n ma is en jy voel dat jy sou alles anders gedoen het, het jy nog enige verwyte vir die keuses wat sy gemaak het? Ek sal nie sê ek het nou verwyte nie. Daar sal definitief nog oomblikke kom wat ek dink soos ek wil dit definitief anders as my ma doen. Daar is nogals redelik baie situasies en dan is daar ook gedeeltes wat ek doen presies wat my ma gedoen het, wat vir my goeie herinneringe gebring het, soos vandag. Soos as ek dink my ma het vir ons storieboeke gelees en dit was vir my spesiale oomblikke, so ek hou daaraan vas. En dan is daar simpel goed soos
hoe hulle byvoorbeeld my en my sussie gestraf het, dan sê ek soos ek sal dit nie met my kinders doen nie. Dis kindermishandeling. Ja, ja, So, ja. ja, daar is 'n paar goedjies wat ek definitief anders wil doen, maar ek sal nie sê ek het verwyte nie. Ek voel ek is vandag wie ek is oor hoe ek groot geword het en ek glo vas die Here het geweet die persoon wat ek vandag gaan wees, dat ek daardeur sal kom en dat dit my sterker sal maak, dat dit my die persoon maak wie ek is vandag. So, Ja, en so ek wonderlike glo ek moes ma. daai pad gestap het. Ja, ja. Ja. Dis eintlik so wonderlik, maar die ironie van hoe jou ma vir jou stories lees, maar dan is daar hierdie persoon wat hierdie seksuele mishandeling het op dieselfde tyd wat hierdie adult thing doen en dis net die ironie daarvan is vir my Ja. net crazy. Die Ja. innocence van 'n storieboek lees met 'n kind, maar jy het al hulle innocence eintlik weggevat van hulle af. Yes. Yes. Ja. Ja, dit is skerry om so daaraan te dink. Ja. Dis regtig so. Vertel my toe, so nou was jy 'n bietjie ouer gewees en ek wil bietjie praat oor die swangerskap self en daai pad en hoe jy uitgevind het jy's nou swanger en jy's nou 'n tiener. Wat het deur jou kop gegaan? Vertel vir my wat daar gebeur het. Okay, so ek het my man ontmoet toe ek 16 was in 'n kuierplek. So ja. So ek het hom ontmoet in 'n kuierplek en nie lank daarna nie. Ons was soos ek het hom die Vrydag aand gesien. Die Saterdag het ons begin praat, die Sondag het ons saam geswem, die Maandag toe ons saam. Van daar af is ons saam. Sure. So, En hy's nou nog jou dit man. was, ja, Oh my word, dis amazing. ja. So dit was in Oktober en teen Januarie toe trek hy al by ons in. So toe het want ek het in Januarie het ek 17 geword en toe van 17 af toe bly hy by my. So ons het so 6 maande saam gebly, toe vind ek uit ek swanger. So voor die tyd, okay, hou vas jou koppie. My ma het my stiefpa toe weer teruggevat, daai Desember. Okay? Sure. Ja. So toe trek ons almal nou saam in 'n huis in en ek het my man gesê wat die einste man gedoen het. So hy was klaar nie op 'n lekker plek met hierdie ou nie. Natuurlijk. So maar toe trek ons almal nou in 'n groter huis in en my stiefpa het toe vir my en my kerel, nou my man gesê ek sal op die voorboedpille gaan voordat ons enigsins saam intrek en ek en my man was net soos dis nie nodig nie, ons doen nie sulke dinge nie, obviously. En toe koop ons nou maar die voorboedpille en ek gaan op die voorboedpille en ek was 'n paar maande op die pille gewees, toe is daar 'n meisie swanger by ons skool en ek was verskriklik broeis. Ek weet jy moenie broeis wees op 17, maar ek was baie broeis. En toe los ek my pille vir so 'n paar dae en toe kyk ek die een aand Teen Mom en toe sien ek het ook hoor die my- program gevolg. Ja, en dan kyk dit en ek het toe wow, nee, stop die lorry, waar's daai pille, laat ek dit weer begin drink. En ek begin toe my pille weer drink en ek was so, I dodged a bullet there. Yes. Maar ek het aan niemand gesê ek het my pille gelos vir 'n paar dae nie. En die tyd het aangestap en ek moes met my tyd begin het en niks het gebeur nie en ek sê vir my man en hy soos hoorie, wanneer gaan jy begin? En ek voel nee man, ek kan voel ek gaan nou met my tyd begin. Moenie worry nie, moenie stres Net 'n nie. paar dae laat. Ja. 'n paar maande laat. Oh my word. En ek was nog by die skool die een dag en my ma bel my en my sussie toe die skool uitkom en sy sê vir my, luister, kry my by jou ouma se woonstel, ek het vir jou en jou sussie swangerskaptoetse gekoop. En ek gesê soos dis so nodig, maar okay. Laat ons dit maar En ek doen. moet vir jou sê, ek was maar nogals bietjie op my senuwees gewees. En ek het die hele pad huis toe geloop en gebid, soos asseblief liewe Jesus, moenie laat ek swanger wees nie, soos ek kan nie wil swanger wees nie. En toe kom ons by my ouma se woonstel en my ma het vir my en my sussie elkeen 'n glasie gegee en gesê, okay, piepie hierin, ek sal julle toetse doen. En ons doen dit toe en ek en my sussie gaan lê in my ouma se kamer op haar bed en ek maak 'n grap met my sussie en ek sê vir haar, ja, jy gaan swanger wees. En my ma stap in met die swangerskaptoets en sy gee vir my sussie en sy sê vir my sussie, jy kan baie bly wees.
En ek is net soos, nee, jy's baie gelukkig. En sy stap na my toe, my ma begin huil en sy soos, ek gaan ouma word. Toe gee sy die positiewe swangerskaptoets vir my, maar ek was so in skok gewees daar, ek moes self ook na die toets kyk en daai 2 donker streepies sien. En ek was ook heeltemal in skok, ek het regtig nie gedink ek sal swanger wees nie. Ja. So my ma was bly, want sy wou nog altyd 'n ouma wees, maar my stiefpa was soos, hy was kwaad, maar obviously, want dit is mos nou een van die besittings gewees. Ja, ek wou net sê, dit was nie kwaad omdat jy swanger was nie, ek dink dit was meer kwaad van iemand anders het nie beheer oor jou gehad nie, maar hy het nie meer beheer oor jou gehad nie. Einste. Ja, so toe daai middag toe bel my man my weer en hy vra vir my, hoor, het jy al begin met jou tyd? O ja, toe jy nou nog nie vir hom vertel nie. Nee, ek het nog nie begin nie, maar ek seker ek sal begin. Toe dink ek kan nie vir die man oor die foon sê ek is swanger nie. So die aand toe hy by die huis kom, gewoonlik maak ek die hek vir hom oop en daai aand het ek nie die hek vir hom oopgemaak nie, want ek en my ma sit toe in my kamer en hy kom in en dit is klaar bietjie suspicious vir hom en hy stap in die kamer in en ek en my ma sit daar en hy sê soos hallo. En ek sê hallo liefie. En hy kom toe na my toe en ek haal die swangerskaptoets onder die kussing uit en ek gee dit vir hom en hy sê vir my, okay, wat is dit? En ek sê vir hom, kyk. En hy kyk daarna en hy sê, wat beteken dit? En ek sê toe vir hom, ek is swanger. En toe sê hy soos, wow, is julle nou ernstig? Met kleurvolle woorde. So toe sê hy, ja, ek is swanger. Toe die eerste ding wat my ma vir hom sê is, wat gaan jy nou doen? Gaan jy nou weghardloop? Toe sê my man, daar is nie 'n manier wat 'n ander man sy kind gaan grootmaak nie. Ja, dis ja, so my man was bly, maar hy was ook in skok gewees. Ja, en bang, so hy ja, nee, definitief. Want my ma het obviously daai reaksie gehad want toe sy swanger raak met my, toe het my pa ook uit die prentjie uitgegaan en toe sy swanger raak met my sussie het haar pa uit die prentjie uitgegaan. Ja. So outomaties het sy gedink, okay, hier gaan nou weer dieselfde ding ook gebeur. Ja. So ja, nee, toe daai aand toe bel hy sy paale en sê vir hulle en hulle was so bly gewees. So jy dink dit positief ervaar eintlik. Baie, nie die ervaring wat ander tienermeisies het nie. Ek is baie gelukkig. Ek wil jou graag vra oor wat van daai meisies wat dit dalk nie positief ervaar nie. En ek wil ook sê ek glad nie ten gunste van tienerswangerskappe nie. Ek dink nie ek oordeel glad nie. Ek wil glad nie oordeel nie. Maar ek is nie dat ek wil advocate om te sê raak swanger as 'n tiener nie. Maar dit gebeur en ons moet daarmee deel wanneer dit gebeur. Wat se advies sou jy vir 'n tiener gee wat dalk nie sulke support of dit so positief ervaar nie, maar dalk die ouers hulle uit die huis uitjaag of die ouers hulle weggooi en wegstoot. Wat se advies sou jy vir hulle gee? Dit is 'n moeilike situasie om in te wees. Ek is eintlik so gelukkig dat ek nie nodig gehad het om daarmee te deel nie, maar ek sal definitief sê, kry iemand wat daar sal wees vir jou, soos 'n onderwyser of 'n vriendin of 'n vriendin se ma. Iewers moet tog iemand wees, voel ek. Ek weet regtig nie hoe 'n mens dit sal doen op jou eie nie, want ek het daarin die ondersteuning gehad, maar ek was nog steeds ongelooflik bang vir wat die mense gaan sê, wat die skool gaan sê. So ek kan net dink hoe moet dit wees vir iemand wat daardeur gaan, wat nie daai support system het nie. Maar ek weet, ek het al baie meisies gehad wat na my toe kom en vir my sê, hulle is swanger, hulle weet nie wat om te doen nie, hulle wil 'n abortus hê. En dan, ek het al baie ervaring met vrouens wat tog daai abortus gedoen het en dan is hulle na die tyd so spyt daaroor en dit gee nog nuwe trauma. So ek sal vir hulle sê, gaan praat net want jy weet nie wat om te verwag nie. Jou brein sê klaar vir jou nee, die ergste wat kan gebeur, maar jy weet nie of dit tog so gaan wees nie. Obviously, natuurlik gaan jou ma of jou pa ook in skok wees, want dit is dalk nie wat hulle verwag het nie. Of ek dink dit is die expectation wat hulle wil hê. Niemand wil hê hulle kind moet swanger raak op 16 of 15 of 17, want
elke ouer het hierdie droom vir hulle kind wat hulle wil hê, hulle moet floreer en hulle moet gaan studeer en hulle moet gaan, jy weet, en dis half nie deel van daai prentjie nie. Dit is half, jy weet, dit is moeilik om te aanvaar. Ja, dit is 'n mens se planne word dan heeltemal deurmekaar gegooi, maar om swanger te raak vir iemand wat nou klaar swanger is, dit beteken nie dis die einde nie. Ja. Daar is so baie ander tienerma's wat regtig iets van hulle lewens gedoen het. Ja, Hulle het definitief. ekstra hard gewerk en hulle het Ja. verder gaan leer en hulle het harder gewerk om iets vir hulle kinders te kan gee. Ja. So daar is hoop. Dit beteken nie dis die einde as jy swanger raak op 'n baie jong ouderdom nie. Definitief. Daar is baie hoop. Ja. Ek het Maar vir die wat dit nou nog nie swanger is nie, so sê ek soos dit is moeilik. ja. Moenie daai pad Ja. stap nie. Ja. Maar as jy daar Ja. is, daar Ja, dit is baie mooi gesê. Dit is baie mooi gesê. Ek het toe ek jonger was, het ek 'n vriendin gehad en sy het 'n abortus gekry op, ek kan nie onthou, ek dink ons was hier by 15 of 16 jaar oud gewees. En sy is nou getroud en sy het kinders en tot vandag toe, en dit is hoeveel jare later, wonder sy nou nog wat sou daai kind gewees het. Wonder sy nou nog elke keer op daai datum het sy net 'n depressiewe dag. Sy het ongelooflike skuldgevoelens wat sy regtig mee sukkel. En ek dink baie keer hoe anders dit sou gewees het as sy dalk nie die abortus gehad het nie. Dit was haar eie keuse. Maar op die einde van die dag daai skuldgevoel wat sy mee leef haar hele lewe lank en daai wonder van wie was dit gewees, is amper vir my soveel erger as daai swangerskaptyd wanneer jy kind gebore is en is moeilik en jy moet werk maar om nooit te weet nie en dit met die res van jou lewe mee saam te leef, ek dink dis baie rof. Ja, ek dink dis baie erger. Ja. Want die fight in jou brein, soos die geveg in jou brein is baie erger as hier in die wêreld vir ons. Ja. So ek sal sê dit is definitief baie erger want deur die swangerskap jy het regtig goeie tye en jy het mense wat omgee en sodra die babatjie daar is mense wat opgewonde is saam met jou en wat die skoppies saam met jou geniet en die laggies saam met jou geniet. So nee, ek dink daai is 'n ander seer. Definitief. Ja, nee, definitief. So toe jy nou uitvind jy is swanger, natuurlik, tieners en skool en ek kan nie my indink waar jy moes gegaan het daai eerste dag wanneer jy nou moes terug aan skool toe, jy moet vir mense sê dat jy swanger. Jy het genoem daar was iemand in julle skool wat ook swanger was. Hoe was daai ervaring? So ek het nogals 'n moeilike swangerskap gehad. So ek het verskriklike morning sickness gehad van stiptelik 6 weke af. So dit was baie moeilik om dit weg te steek omdat ek die heeltyd ek moes hardloop. So baie vrouens wat al swanger was weet wanneer jy moet jy gaan. So daar's nie nog van in en aan nie. So ek het gedink ek gaan dit lank aan stil hou, maar ek het toe die een vriendin van my gesê en dit het toe soos 'n veldbrand versprei deur die skool. So toe het baie mense geweet. En toe hier by 8-9 weke het ek amper 2 weke se skool aan een gemis. Toe moes my ma en stiefpa ingaan kantoor toe om vir hulle die situasie te verduidelik en vir hulle te sê, luister, sy is swanger, so sy gaan soveel as moontlik by die skool probeer wees in hierdie tydperk. So dit het nogals gehelp want die onderwysers het toe verstaan elke keer as ek moes vinnig hardloop, maar dit het nog steeds glad nie dit makliker gemaak nie. Die kinders het baie gepraat agter my rug. Jy weet wanneer iemand hoe was daai boelie? Wel, dit was ook nie maklik geweest nie. Gelukkig wat vir my ook baie gehelp het is my sussie is net 'n jaar jonger as ek. So toe ek nou begin magie wys het, dan sou sy het my rooster gehad. So elke keer sodra die klok lui, dan hardloop sy vinnig tot by my klas, dan stap sy saam met my net om seker te maak ek
val nie en is Dis net veilig. wonderlik, So ja. dit het my baie gehelp en ek het ook 'n paar vriendinne toe gekry nadat ek nou swanger geraak het, nuwe vriendinne gekry wat saam met my hierdie journey gestap het en dit het nogals die hele situasie net bietjie makliker gemaak en dan so hier en daar was daar 'n onderwyser wat ook my gehelp het. So die een juffrou het op my 18de verjaarsdag toe het hulle 'n baby shower vir my gehou in skooltyd. Wow. So dit was daar was 'n paar goeie oomblikke maar dan Mense, ook wat ek maar net op my tong moes vasbyt wanneer ek kommentaar kry van agter af en maar ek moes net deurdruk. Ek het geweet ek wil skool klaarmaak. Ek wou iets beter vir my kind gee want my ma kon nie skool klaarmaak nie en ek het gesien hoe moeilik dit was vir haar was om werk te kry en om iets te doen met haar lewe. So die plan vir my was soos ek moet skool klaarmaak. Daar was nie eers 'n opsie van ek gaan skool los nie. Ja, dis wonderlik. En Ja, so toe ook gaan ek om dit te skool doen tot- vir jou kind daai tyd en om al Ja, klaar daai idee te hê van ek gaan skool klaarmaak, ek gaan 'n sukses maak van my lewe en ek gaan dit doen vir my kind. Ja, nee, absoluut. Ek was determined. Ek was soos ek sal skool klaarmaak. Dis So toe gaan ek wonderlik. skool tot op 35 weke. Toe sê die skool vir my, luister Shariska, wil jy nie bietjie afvat nie. So 35 weke. Ja. Ja, so toe word hy gebore in Maart en toe 4 weke na sy geboorte toe gaan ek terug skool toe. Okay. En het jy toe skool Ja. klaar gemaak? Ek het, maar toe is Well ek klaar weer done. swanger met die tweede een. Okay. The plot thickens. I know, Shariska het net nooit al les geleer nie. En toe kom die tweede ene, maar toe sê jy nou eintlik uit skool uit toe hy nou gebore is, né? Nee? O, is dit 'n Met die seentjie? matriekafskeid toe ek met die ook 'n matriekafskeid toe ek klaar weer 3 maande swanger. Sure. En maar- wat was die mense se reaksies toe gewees? Hoorie, hierdie keer was ek soos ek hou dit stil. Ek sê nie 'n vriendin nie, ek Ek sê vertel vir absoluut niemand. niemand. Ja. Ek het net 'n bietjie gewig So dit opgetel. Ek het gelukkig met die matriekklere kon ek my maagie bietjie wegsteek. So daar was nog 2 vriendinne wat saam met my swanger was toe ek nou die tweede keer swanger geraak het. So daar was weer soos 'n ek weet nie soos 'n pregnancy span. Ja, nee. Maar ja, ek kon dit darm makliker toehou en gelukkig het die naarheid my nie so ondergekry nie. Daar was oomblikke soos wanneer ek en my sussie skool toe gery het saam met 'n taxi oom, dan sit sy voor en wys ek vir haar hoor hierso, soos hou vir hom besig, dan is ek daar in my tas. Dit was rof. Dit was rof. Erg. Dis Ja, baie. toe ek het die tweede swangerskap het ek stil gehou. So niemand by die skool het geweet ek is swanger totdat ek my matrieksertifikaat gaan haal het in ek dink dit was Januarie, Februarie die volgende jaar. Toe weet Ja, hulle eers. Toe sien hulle, hier kom sy weer met Dan 'n weer. vriend. Ja, Ons het nie teruggegaan in tyd nie, nê. Dit is die tweede een, hè. dit is definitief weer een, ja nee. Hoe was daai aanpassing? Want ek het net een seentjie en ek kan nie vir jou sê hoe het my lewe verander toe ek 'n ma geword het. Dit is die mooiste, die beste, die wonderlikste ding wat al ooit met my gebeur het, maar terselfdertyd die moeilikste ding wat al ooit met my gebeur het. So absoluut. dis ongelooflik moeilik. Hoe was dit om 'n tienerma te wees, om 2 kinders nou te hê? Hoe was dit om hulle groot te maak? Dit was regtig so moeilik geweest. So met my eerste seentjie was my ma daar om na hom te kyk. Gelukkig voordat hy gebore was, toe het sy my stiefpa heeltemal gelos. So toe is hy nou heeltemal uit die tog. prentjie uit. So toe was dit nou net my ma en ons kinders en dan ek en my man met my baba. So wanneer ek moes leer vir eksamen, het sy hom kom vat en na hom gekyk in haar kamer. So haar kamer was net langs ons in. En dan was daar aande, soos dis jou eerste kind, jy weet nie wat jy doen nie, jy weet nie hoe moet jy dit doen nie, jy weet nie wat gaan aan nie. Ja. En hy skree tot 2 uur, 3 uur in die oggend en jy moet nog skool hê die volgende dag. So dit was vir my ongelooflik baie moeilik geweest. Dan was daar dae wat ek nie eers wou opstaan vir skool nie, maar dan was ek net soos ek moet deurdruk. Dan baie keer dan kom haal my ma om 3 uur in die oggende, dan sê sy vir my, slaap jy net 'n bietjie.
En dan die volgende oggend wanneer ek nou klaar is vir skool, dan wil ek hom nou kom baie sê, dan sê my ma nee, los hom laat hy slaap. So dan gaan ek skool toe en dan die volgende dan gaan ek skool toe en dan direk na skool het ek gewerk ook. So direk van skool af gaan ek werk toe en dan ek en my ma het gelukkig by dieselfde plek gewerk. So dan sal sy by die werk wees met hom, dan sal ek bietjie met hom speel en dan gaan sy huis toe met hom en dan werk ek tot 11:00 die aand toe en dan weer dieselfde storie wat hy deur die aand wakker is. So dit was is regtig uitputtend. super moeilik geweest, ja. Ja. En toe raak ek swanger met my tweede kind, toe het my man sy werk verloor. Toe sit hy vir 'n hele jaar sonder werk. So nou hang dit net van my en my ma af om nou vir 2 babas te sorg. Sy het nog haar ander kinders vir wie sy moet sorg. Die huur moet betaal word. So Ja. dit was soveel stres en spanning soos op ons verhouding. Ek wil nou tussen net my vir jou en vra my op die ma. verhouding self. Joh. Dit was glad nie maklik geweest nie. En toe my tweede baba gebore is, toe sê ek soos ek beter vinnig 'n roetine kry want met my oudste kind het ek nie 'n roetine gehad nie. Ja. Ons het maar laat hy slaap wanneer hy wil slaap, eet wanneer Ja. hy wil eet, want my eerste kind ek het nie geweet wat ek doen nie. Mhm. Maar met die tweede een te sien ek soos ek gaan bitter baie vinnig 'n roetine moet kry, anders gaan ek dit nie maak nie. So toe my jongste seentjie 2 maande oud is, toe kry my man 'n werk, maar in Mooinooi. So toe kon hy net vir ons kom kuier het naweke en toe na 'n maand toe sê hy vir my ma nee, hy gaan my en die kinders kom haal en ons gaan by hom gaan bly. En toe het ons daar in 'n klein woonstelletjie gebly en dit was ook maar moeilik geweest want hy het 'n moeilike werkdag gehad. So hy het verskriklike rowwe ure gehad. Ek het niemand om my gehad soos familie. Ek wil nou om net my sê te jou kom support system was ondersteun nie. amper ook nou weggevat en nou is jy Yes. alleen met 2 kinders. Ja, heeldag, aldag, dan kom hy net by die huis, eet, slaap, volgende dag weer vroeg uit. So dit was ook 'n moeilike paar maande vir ons Baie. gewees. Ja. En hoe Ja. lank het dit aangegaan dat jy daar was? Tot September. So Okay. my seentjie was in April gebore en toe September toe ons daarso uit Mooinooi uittrek, toe kom ons terug Rustenburg toe. Toe bly ek vir so 'n maand by my ma, maar toe het sy net in 'n klein woonstelletjie gebly met my 2 sissies en jonger boetie. Toe's ek by haar, ons almal het op 1 dubbelbed geslaap. So toe sê my man, okay, dit gaan nie werk nie. Toe trek ons na 'n ander tannie toe wat klomp Wendy huisies het. So toe slaap ons in 'n klein Wendy huisie vir 'n hele paar maande totdat ons op ons voete kon kom. Ja. Maar dit is waar ons verhouding bietjie sterker en sterker geword het, soos deur al die moeilike tye, soos dit was nie maklik nie. Ja. Ons moes soveel maande, dan moes ek my ma gaan vra uit, luister, kan mamma ons net dalk net help met R20 net om by te las vir doeke nie, want ons het 2 op doeke. Ja. Ons het ver gebly van my werk af waar ek gewerk het, dan moet ek soos in die donker loop met die 2 in 'n pram, Och, om vroeg betyds by die werk uit te kom en my man moes plan maak sodat hy by die werk kon kom. So ons het regtig sterker geword deur hierdie ja. moeilike swaar kry tye. Ja. En ek Ja. dink dit is so wonderlik dat hy saam met jou gestaan het deur al daai tyd. Dit sou nee. so maklik gewees het om te sê, sorry, ek gaan. En hoeveel mans doen nie dit nie? Hoeveel mans sê, ek sien nie kans nie, ek bye. En ek dink soveel vrouens sit met dit waar deur die moeilike tye vir alles kinders jonk is, ek's uit, ek gaan nie meer nie. En ek dink jy kan so dankbaar wees dat jou man by jou gestaan het deur al daai moeilike tye en jy by hom ook. Ja, nee, dit was glad nie maklik nie en ek was definitief nie die maklikste mens nie. Natuurlik. So daai tyd was ek nog nie gered nie. So ja. ek was baie hardkoppig En ek dink nog baie woede in het jou, nog- nog baie haat en ek het woede nog en frustrasie. ek het baie woede in my gehad. Ek het soveel keer dan werk ek baie deur die dag. Soos ek is 'n baie hardwerkende persoon. So ek wil glad nie ooit slek in enigiets nie. So dan gee ek my beste by die werk en ek is all smiles en vir baie jare het niemand geweet obviously wat agter die masker aangaan nie. So dan gee ek nou by die werk all smiles en alles lyk hankie dorie en dan gaan ek huis toe en dan iewers
moet daar 'n uitlaatklep wees en by die huis voel jy jou veiligste en ongelukkig is dit die mense wat dan seer kry. So dan het ek baie keer as ek kwaad was, dan verskree ek my kinders en dan na die tyd dan voel ek so sleg en dan sê ek vir myself jy's 'n slegte ma en my grootste vyand was ek myself op 'n tyd wat ek myself so sleg gemaak het, dan gaan sit ek net in die stort en huil en dan voel ek soos my kinders kan klaarkom sonder my man kan klaarkom sonder my. So ek het deur baie goed gewerk en my man het net heeltyd daar gestaan. Dis kom ek sê tot vandag toe die Here het geweet ek het 'n man soos hom nodig. Hy is regtig alles wat ek nodig gehad het as 'n man. Ja, en definitief. hoe lank het daai depressie stadium van jou wat jy half vir die masker moes dra en half depressief was, hoe lank het dit aangegaan? Baie jare. So al in die hoërskool dan, as ek so kwaad was, dan het ek myself begin sny, want ek het gevoel, iewers moet ek van hierdie kwaad ontslaa raak. Ek het ons by die huis, toe ek nou in die huis was, dan het ek ons skorrelgoed stikkend gegooi, want dit was waarmee ek groot geword het, jy gooi goed stikkend. Gelukkig glad nie terwyl ek kinders gehad het nie, maar ek het nog steeds myself hier binnekant het ek myself so sleg gesê. So my depressie het in 2021 toe het daai hele swaar gat net heeltemal van my af weggegaan, want ek het dit toe alles in die Here se hande gesit en vir hom gesê, soos ek is bang wat ek aan myself gaan doen en dan gaan my kinders alleen wees. Dit het regtig op 'n punt gekom wat ek vir my ma moes sê, want sy het ook daardeur gegaan toe ek 'n kind was, het my ma probeer selfmoord pleeg 'n paar keer en my ouma hulle. So dit is waarin ek gewoond was. Maar toe in April 2021 toe sê ek vir my ma soos ek kan voel ek is nou regtig op 'n plek waar ek nie moet wees nie. Ek het dringend hulp nodig en sy het saam met my gebid en ons het saam daardeur gekom en ek voel die oomblik toe ek met iemand gaan praat het daaroor en dit nie net heeltyd teruggehou het nie, het dit die groot verskil gemaak en iemand wat saam met my kan bid en saam met my kan vertrou daarvoor dat die Here my uit daai gat sal uitbring. Ja, dis wonderlik. En ek so trots op jou dat jy besef het en om vir hulp te vra, want dit is baie keer die moeilikste gedeelte, om te sê, ek is nie okay nie, ek het hulp nodig, en hoeveel mense sit in daai posisie wat jy insit, en huil in die shower, maar dis te moeilik om te vra vir hulp. So, well done, dat jy kon sien dat hierdie is nie normaal nie, en ek moet vra vir hulp. Ek dink dit is die bravest ding om te doen, dit is so braaf om te sê, ek is nie okay nie, want ons is so geprogrammeer as maas dat wanneer jy jou kind het dan, alles kom natuurlik, het jy nie al gehoor hoeveel mense sê, soos, alles kom natuurlik, jy weet hoe om dit te doen, dan sê ek soos, dit kom nie vir my so natuurlik nie, dit is definitief nie, en vir my dink ek was dit nog erger, want ek is nog 'n verpleegsuster wat hoeveel babas al gevang het, en nou met my eie kind is ek soos, maar ek weet nie. So ek bedoel, dit is moeilik, dit is ongelooflik moeilik, en partykeer om vir daai hulp te vra is die moeilikste ding om te doen, om te sê, absoluut. Ek kan nie. Want die vyand lieg so vir jou, hy sê vir jou, soos as jy nou vir iemand gaan vra vir hulp, soos hoe swak is jy, moet dit mos alles nou by mekaar kan hê. Presies. So nee, dis regtig so. Dit is amper half soos jy misluk amper alweer. Soos jy misluk, hoe kan jy wil vra vir hulp? Jy's okay. Jy weet, hoe kan jy dit doen? Dit is baie waar. En ek wil graag kom na die positiewe toe, want natuurlik het uit al hierdie trauma wat jy deur is en al hierdie verskriklike goed wat in jou lewe gebeur het, lyk jy regtig vir my op so 'n goeie plek, en jy lyk, en ek sien op jou video's ook, en jy lyk regtig vir my gelukkig. Waar het daai swaai gekom van waar jy jouself gevind het en waar jy nou is en regtig gelukkig is? Definitief die oomblik toe ek my hart vir die Here gee. So ek het alles self probeer doen en ek het my hele lewe lank het ek my journey saam met die Here gehad, wat ek het geweet hy's daar, maar ek het ook bietjie
kwaad gehad van hoekom het hy my nie beskerm van al hierdie goed waardeur ek is nie. Maar toe ek my journey saam met die Here begin stap, toe sien ek maar uit geweet wie ek gaan wees vandag en hy het toegelaat dat dit gebeur want hy het geweet ek gaan my storie kan gebruik om ander jong meisies te kan help daardeur. So ek is eintlik so dankbaar daarvoor, maar dis absoluut my journey saam met die Here. Ek moes deur die vergifniswerk, ek moes deur die depressie waardeur ek gegaan het, ek moes daardeur werk. Ek het soveel goed gehad, soos ek het 'n wit bord gehad. Ek het 'n wit bord gehad en mense het daarop geteken en elke keer nadat ek my hart vir die Here gegee het, het hy gekom en hy het goed uitgevee soos wat ek daardeur werk en dit is waar ek nou vandag is. Dit is nog steeds 'n journey vir my. 'n Mens kry nog steeds triggers, maar die verskil kom nou in wat jy vandag daarmee doen. So ek gaan sit nie meer in 'n depressie gehad wanneer ek nou byvoorbeeld 'n sekere reuk ruik of 'n sekere liedjie hoor nie, want ek weet ek is glad nie meer in dieselfde situasie nie. Ek is so gelukkig. Ek het alles waarvoor ek al gebid het. Ek het gebid vir die plek waar ons bly, my werksomstandighede, my en my man se verhouding. Ons het soos die lekkerste vriendskap verhouding. Ek sien so uit as ek 'n boodskap sien op my foon en daar staan husband, dan sê ek so, wat sê jy? Dis wonderlik, Ja, ons is regtig nou op 'n baie goeie plek en ek dink omdat God die fondasie is van ons hele verhouding en van ons gesin, is dit juis waar al daai liefde en vreugde vandaan kom. En dit spoel ook uit oor jou kinders en jou kinders hoef nooit daai storie wat jy moes skryf of wat jy moes deurgaan nie, wat jy moes skryf nie, maar wat jy hoef nie dit, it doesn't have to, it ends with you. Dit gaan eindig by jou. Jy het daai siklus gebreek. Weet jy hoe wonderlik is dit? So in Oktober 2023, toe kry ek, nee, dit was 2022, toe het ek nog niemand gesê van alles wat met my gebeur het nie. Toe is ons by 'n kerkkamp, toe moes ons in klomp groepe gaan staan en mense wat my nie ken nie, ons almal bid en mense bid oor jou en klomp mense begin toe oor my woord gee en hulle op die ou einde toe kom dit daarop neer dat dit wat met my en my ma gebeur het, die Here sê dit stop daar, dit sny by my en dit sal nie oorgaan na my kinders toe nie. En dit was vir my, ek sal sê dit was vir my die grootste berg van my skouers af, want my grootste vrees was dat dit met my kinders ook gebeur, want dit is 'n ketting en 'n family curse wat so oor ons familie was, want dit het met my ouma gebeur, dit met my ma gebeur. Dit het eintlik met al 4 ons siblings gebeur uit verskillende situasies uit. So my grootste bekommernis was dat dit met my kinders moet gebeur. En toe ek daai profetiese woord kry dat dit stop by my, dit sal nie na my kinders toe gaan nie. Toe sit net soos prys die Here, soos iewers het ek iets reg gedoen en die Here het gesien en hy het geantwoord en hy het my gehoor. So ja, dit was definitief my grootste wonderwerk. Dis wonderlik. Dit is so amazing. Dit ek kan nie die verskil van hoe jy jouself beskryf het toe en hoe jy nou is, dit is so wonderlik. Dit is regtig net amazing. So jy kan so trots wees op jouself. Dit is regtig wonderlik. Wat is die grootste verskil vir jou? Want jy het mos nou 'n 2-jarige seentjie. Ja. So, wat is die grootste verskil vir jou toe jy kinders gehad het as 'n tiener en nou dat jy ouer is en nou 'n kind gehad het? Wat was vir jou die grootste verskil tussen die grootmaak van die ouderdomsverskil, praat ek nou van jou as persoon? Wel, ek het soveel meer wysheid nou met my jongste 2. Ek sal sê ek kon dit nie eintlik geniet nie want ek het skuldig gevoel, ek het jong swanger geraak. Ons was regtig heeltyd net in survival mode. Ons moes hierdie kinders groot kry, ons moes vir hulle sorg. Ons moes ons voete vind as 'n couple. So dit was, ons kon nie al daai oomblikke inneem en geniet nie, waar met ons jongste een, ons kan alles inneem. Ons weet ons is getroud die keer, ons het gebid vir hom, ons het gewag vir hom. Ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, maar hierdie keer voel dit net, daar's soveel vreugde en dit voel soos 'n beloning wat ons het, omdat ons gehoorsaam was en ons lewens omgedraai het
en ons kan regtig alles inneem met hom en dit is soveel makliker. Ek weet nie, dit is dalk net 'n derde kind ding, maar hy is ongelooflik maklik. Daar is definitief terrible two oomblikke Ja, wat my bietjie natuurlijk. onderkry. Ja. Ja, maar dan herinner ek myself soos hoe baie ek gebid het om nog 'n derde babatjie te kry Ja. en oomblikke wat ek gevoel het, nee, maar soos ek gaan nie nog kinders kry nie en hier sit ek vandag. So hy is ons maklikste Och, beloning, sonskynkind. Ons dis geniet hom wonderlik. almal. Ons almal geniet Och. hom. En ja, en omdat ek soveel meer weet want ek is 'n baba juffrou ook. So ek wens ek het al hierdie kennis gehad met my Ja. eerste 2 Ja. wat ek nou met hom het. So ek Ja. weet nou al die do's en don'ts. Yes. En is amper Ja. half nou, omdat jy soveel meer kennis het, nou is dit amper half makliker vir almal, want nou, ek dink die grootste gedeelte van nie weet nie is daai paniek van, ek Ja. weet nie, daai paniek van, maar wanneer jy weet, is daar half 'n kalmte en is half van, okay, Yes. ek weet wat dit is, dis net 'n meltdown of dis okay, dis net Ja, dis net 'n griep, is nou nie, ons hoef nie hospitaal toe te ry nie, jy weet, dit is, yes. so daar kom ook bietjie kalmte met meer kennis ook. Dis regtig so. Dis Definitief. wonderlik. Ja. Ek vra altyd vir my gaste of daar enige sê ding of motto is wat hulle wens ander mense kon toepas in hulle lewe om net om die lewe 'n bietjie mooier te maak en 'n bietjie just make it a kinder place. Wat se sê ding sou jy sê ander kan toepas in hulle lewe? Wel, ek gaan altyd terug na Jeremia 29 vers 11. So die Here ken die plan wat hy met jou lewe het en hy gaan nie vir jou iets op jou pad sit wat sleg en nadelig gaan wees vir jou nie. So ek sê altyd vir myself, jy weet, die Here ken my pad vorentoe, hy weet hoe lyk my pad, hy weet hoe lyk my toekoms. So alles wat nou gebeur vir 'n rede. Ja. So God het die groter prentjie, ons moet net alles vertroue en alles in sy hande sit en ons weet hy sal ons, al is dit 'n storm waardeur ons gaan, hy gaan ons deur hierdie storm dra, dit is net 'n seisoen. So definitief Jeremia 29 vers 11, dit is altyd my go-to Bybelvers, Dis so motto, mooi. deur Dit enige is iets, baie ja. mooi. En Ja. ek dink dit sal die lewe soveel mooier maak as mens almal net besef jy weet nie wat se storm daai persoon deurgaan nie. So net om just to be kinder, it costs nothing. Dit kos niks om net 'n Yes. bietjie om nie te boelie wanneer daai tiener in die skool is en sy swanger nie. Dink jy nie dis 'n verleentheid klaar vir haar nie? Dink jy nie dis klaar moeilik vir haar nie? Hoekom moet jy nog oordeel? Hoekom moet jy nog iets sê? Ja, ek verstaan nie altyd hoekom, ek weet nie. Al wat ek kan dink is dat mense soveel seer self het en hulle dit wil half op iemand anders hulle wil hê iemand anders moet daai seer ook voel. En dis al Ja, wat ek kan hurt dink. people. Ja, Hurt daai people, sê ding. hurt people, ja. Yes. Ja, Ja, dit ja. is so waar. Dit is so Ja. waar. Maar Cheriska, dit was ongelooflik om jou storie te hoor. Verskriklik dankie dat jy dit gedeel het en ek wil vir jou sê ek is so jammer vir alles wat jy deurgegaan het en ek is so trots op jou vir die persoon wat jy is. Jy is 'n sparkling soos reënboog as ek jou kan beskryf. Dit is jy is deur soveel storms en om te sien hoe gelukkig en hoe pragtig en wat so mooi mens jy is deur alles wat jy is. Dit is regtig wonderlik. Shame, so baie dankie. Ek waardeer jou en ek waardeer dat jy vir my hierdie geleentheid gegee het om my storie daar uit te sit. Ja. So ja, nee, ek glo iemand daar buite sal dalk bietjie geïnspireer word daardeur of dalk net Ek bietjie glo hoop so. kry. Dit is die goal, laat hulle net Ja. weet, soos jy is nie alleen nie. Ja. Daar And is it's hoop happened to daar so many people. Dit het al met soveel So mense gebeur en ek dink as hulle jou storie hoor dan ek sal sommer positief voel net om te luister. So baie dankie. Ek waardeer dit opreg. Baie dankie. Baie Ek waardeer dankie. jou. Baie dankie. Staan nog jy, staan nog saam.